2 Petrus hoofstuk 3 vanaf vers 9 is ons skrifoordenking. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Amen. Pragtige skrifgedeelte aangaande die wederkoms, die nabyheid daarvan en die afwagting. Soos leraar Anders reg gesê het, ek dink die prediker het geskryf, daar's 'n tyd om te kom en 'n tyd om te gaan. Nou vir ons het die tyd om te kom gegaan, so die tyd om te gaan is nou besig om nader te kom. En dis altyd so 'n bietjie met heimwee aan die einde van kampvergadering dat 'n mens terugkyk na die seëninge wat verby was, maar besef dis nou 'n hele jaar voor ons weer so bymekaar is. En ek wil spesiaal vir u wat hier was en nog is, baie dankie sê vir julle loyale ondersteuning en toewyding tot hierdie kamp namens die konferensie en vra dat julle dit sal bly promoveer en onder die kerklede en spesiaal aan die organiseerders, die 5 streke wat leraar Rudolf gereeld na verwys het. Ek gaan nie iemand uitsonder nie, ek dink daar sal later spesifiek daarna verwys word, maar dit gebeur nie net van self nie en watter rol u ook al gespeel het om hierdie kampvergadering 'n seën te maak, sê ons vir u baie, baie dankie. En ons vertrou dat ons aanstaande jaar op 'n soortgelyke wyse, miskien nie presies dieselfde tyd, weer bymekaar sal kom. Nou die middagsessie van enige kampvergadering is altyd so 'n bietjie moeilik, want die middagete was waarskynlik lekker geweest. En iemand sê ander dag dat as Sewendag Adventiste neem ons die rus van die Sabbat baie ernstig op, want op 'n Vrydag aand is ons moeg en ons gaan klim vroeg in die bed. En Sabbatoggend dan slaap ons so 'n bietjie later net om dit op te vang. En Sabbat in die erediens is daar baie mense wat nou regtig begin opvang en lekker slaap. Gelukkig nie een van julle nie, né? En dan op 'n Sabbatmiddag, wat doen ons? Vat ons so 'n middagslaapie. Wel, is geen wonder dat die Here met drome en visioene met sy kinders moes praat. Dis al hoe hy kontak met hulle kon maak. So ek vertrou dat julle nie vandag aan die slaap sal raak nie, terwyl ons gesels oor die wederkoms van Jesus. En ons het opgelei tot op hierdie oomblik deur te kyk na sy vleeswording, so leraar Gert gebid het, sy bediening. Ons het gekyk spesifiek na die kruisiging en die opstanding. En al hierdie dinge so wonderlik soos wat dit is in 'n sekere sin, en ek sê dit baie versigtig, betekenisloos sonder die finale seël wat daarop geplaas word, want ons is nog dus kan die ewigheid en blootgestel aan sonde. So alles is mooi, alles is betekenisvol, maar alles lei na die uiteindelike finale verlossing wat kom, waaroor ons gaan gesels. Maar om konteks te gee aan waaroor ons gaan praat, wil ek net 'n kort videogreep met u deel, en ek glo die manne en vroue daar agter het hom gereeld. Dis baie kort, dis 'n bekende een, miskien het u dit al gesien, maar dit gee ons net weer 'n kragtige idee van die tye wat ons in leef. En sodra julle gereed is, kan julle hom speel. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good.
Net 'n paar beelde om ons weer te herinner oor die erns van die tye wat ons in leef, want God het alles volmaak en sondeloos geskape. En die vyand het alles kom omkrap en die mekaar maak. En ek weet nie hoe is u nie, maar ek is 'n ongeduldige mens. Die 30 sekondes wat ek by die robot moet staan en wag vir hom te verander van groen na rooi, is vir my 'n mors van tyd. Ons het net soveel tyd en nou moet ek hier staan en as ek 'n tweede siklus moet wag, as die verkeer nou bietjie erg is, dan is dit glad nie lekker. Teen 'n derde of vierde siklus dan begin ek die bietjie hare wat op my kop is al uittrek. U weet self hoe ongeduldig ons kan wees oor vermorste tyd en om te wag vir iets, veral wanneer dit vir ons voel of dit onnodig is. En partykeer dan raak ek ook ongeduldig in terme van die wederkoms. Want ons wag almal vir die wederkoms en dit voel asof dit net nie gaan gebeur nie. En ons kyk om ons na die chaos wat hier heers op aarde en ons sê, Here, dit kan nie so vir ewig aanhou nie. En tog lyk dit asof dit gaan. En ons wil nie wees soos die spotters wat ons nou net van gelees het in 2 Petrus 3 wat sê, waar is die belofte van die wederkoms? Vandat ons vaders ontslaap het, bly alles soos wat dit is. Ons kan so wees en dis nie die doel daarvan nie, maar ek raak ongeduldig. So mooi soos wat daar, of eerder soveel mooi soos wat daar in die wêreld is, so frustreerd raak ek, want ons is nog disk aan die ewigheid. En alles wat ons oor gepraat het, is eintlik gefokus op die ewigheid. Ons het gister gekyk na die kruisiging as die middelpunt van die mense verlange. Vir 4000 jaar het hulle vorentoe gekyk na die kruis. Vir die laaste 2000 jaar kyk ons terug na die kruis. Maar in werklikheid, van die begin van tyd, van daardie sondeval en die belofte in Genesis 3, wag die mensdom vir die wederkoms. Dit was die belofte gewees. En Jesus se eerste koms was vir baie mense onverwags gewees, net soos sy wederkoms ook kan wees. Nou 'n derde van die Bybel, elke derde vers wat jy gaan lees, het te doen met eindtyd gebeure. Het jy dit geweet? Ek was verbaas toe ek dit uitvind, ek het nooit geweet nie. En ons staan dus bekend as sewende dag, Adventiste, mense wat glo in die Advent boodskap of die wederkoms. En terwyl dit vir ons belangrik is, selfs ingereken in ons naam, praat ons, glo ek, nie genoeg daaroor nie. Want daar's 'n paar uitdagings. Dikwels wil ons dit sensasionaliseer. En terwyl daar wel sensasie daaraan gekoppel is, kan die sensasie wegneem van die ware betekenis. En dit is eintlik verlossing van sonde. Dit is wat die finale seël daarop plaas. En die sensasie is daar, maar die sensasie lei dikwels tot vrees. En ek het al gehoor hoe mense sê, maar ek is so bang vir die eindtyd gebeure en die klein benoudheid en die groot benoudheid en wanneer die genade deur gaan sluit en mense is so met vrees gevul dat hulle die wonder van waaroor die wederkoms eintlik gaan en dit is om weer in God se beeld herstel te word mis. Daarom moet ons 'n balans vind. Ja, ons moet weet wat aktueel in die wêreld aangaan. Ons moet bewus wees van al hierdie dinge. Maar besef dat dit eintlik net voorbereiding is vir hierdie geleentheid om weer in God se beeld herstel te word. In die boek Matteus, hoofstuk 24, kom Jesus se disippels na hom met 3 vrae aangaande die einde van tyd. En dit gaan oor hoe dit gaan wees in die einde van tyd, wat die tekens gaan wees, en Jesus antwoord die 3 vrae in die teenoorgestelde volgorde wat hulle gevra is. Maar dis interessant as ons blaai na Matteus 24 vers 3 en 4. Die eerste antwoord wat Jesus gee na afloop van die vraag, hoe gaan die einde van tyd wees, is wat? Kan jy onthou? Vers 4, kom ons lees dit saam. En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. En misleiding gaan dus 'n baie groot rol speel in die einde van tyd. En ons kan vandag hier sit en vir onsself sê, maar ons het redelik kennis oor die eindtyd gebeure, ons het die boek, die groot stryd, ons bestudeer die Bybel, so hierdie vers is van toepassing op mense wat dit nie weet nie. Wat 'n halwe waarheid is. Want die ander helfte daarvan is dat die duiwel 'n plan vir elke persoon se lewe het. En die duiwel weet wat u en ek weet aangaande die einde van tyd. En dus gaan sy misleidings nie dieselfde weet as ander wat dit miskien nie weet nie. Maar daar gaan misleidings wees. Moenie dink jy is gevrywaar daarteen.
En ons moet elke dag so leef asof die Here vandag gaan kom. Ek het hierdie illustrasie al baie gebruik, want dit het vir my nogal baie betekenis gehad. Maar kom ons sê, speel saam met my nou, dat daar is 'n profesie in Daniël hoofstuk 13. Moet asseblief nie so intoe blaai nie, want dit bestaan nie. Daniël het net 12 hoofstukke, maar kom ons sê daar was 13. En ons vind 'n profesie wat sê dat die Here gaan kom 30 Junie 2017. Ons weet dit vir 'n feit. Met ander woorde in die volgende 2-3 maande. Wat sou u verander in die lewe as u weet dit was feitelik so? Wat sal u anders doen? Wat sal u ontslaa raak van? Hoe sal u die tyd en die hulpbronne begin herprioritiseer? Terwyl ons almal dink aan spesifieke goed wat ons miskien anders sou doen. Iemand het eendag vir my gesê, as ek weer die Here kom 30 Junie, sal ek baie vinnig bank toe gaan en baie skuld gaan maak, laat die duiwel dit in die 1000 jaar afbetaal. Ja, dis ook seker 'n antwoord. Maar terwyl u nadink oor wat u anders sou doen, weet ons almal wat die antwoord hoort te wees. En dit is niks. Ons lewe moet nou in harmonie met God se wil wees, sodat as hy vandag vir u of vir my kom, ons gereed sal wees. So terwyl 'n datum en die eindtyd gebeure, nie 'n datum maar die gebeure belangrik is, moet ons elke dag in afwagting leef, want die Here kan vandag ook kom vir u en vir my. En daardie gereedheid is vir ons belangrik. Ek dink terug aan ons pioniers weer in 1844, wat presies dit gehad het. 100% oortuig was weens die profesie in Daniël 8 vers 14 wat sê, 2300 aandes en môrens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Die heiligdom is die aarde gaan herstel word, dis die wederkoms. Teruggegaan na die profesie van Daniël 9 en 7 en die datum uiteindelik bepaal as 23 Oktober 1844. En begin voorberei en leef en preek, en toe daardie winter kom, het hulle nie eens aartappels geplant nie, want wie het aartappels nodig as ons in die hemel gaan wees en manna gaan eet? En hulle het geleef asof die Here gaan kom, dit geglo met die vaste en sekere oortuiging, dat hulle selfs bereid was om al hulle hulpbronne en geld en alles wat hulle besit het gemeenskaplik vir die werk van die Here te gee. Baie soos die vroeë kerk in Handelinge, wat alles gemeenskaplik in een bankrekening gestort het in ons terme. En al hulle tyd, al hulle geld vir die saak van die Here gegee het. En deur die eeue heen was daar manne en vroue wat oortuig was dat Jesus in hulle tyd gaan kom. Paulus skryf daarvan, Petrus het ons nou gelees, Johannes was oortuig geweest, deur al die donker eeue was sommige van die profesieë met opset toegehou. Veral die profesie aangaande die lang tydperke, sodat die mense, waarskynlik die rede, sodat die mense nie sou weet dat daar profesie is wat nog in die verre toekoms vervul moes word, sodat hulle nou in verwagting van die wederkoms moes leef. Nou, vir party mense skep dit ander probleme, en ek wil nie daarop ingaan nie, maar dit praat daarvan dat die boek verseël moes word tot die tyd van die einde. Daardie boek is geopen, ons is nou in die tyd van die einde, en ons leef in afwagting van die wederkoms van die Here, wat enige dag, glo ons, kan plaasvind. En dikwels wil ons kyk na gebeure in die wêreld, politiese gebeure, ekonomiese gebeure, oorlog, wat dit ook al mag wees, al die tekens, en sodra iets gebeur, wil ons dit wat gebeur nou terugvat na die Bybel en probeer laat inpas met die profesieë. Terwyl ons eerder soos die pioniers die profesieë moet bestudeer en vir onsself die vraag afvra, wat gaan nou in die toekoms gaan gebeur aangaande hierdie profesieë? Jy begin altyd by die Bybel, nie by wat gebeur om ons nie. En 'n goeie voorbeeld wil ek vir julle gee, en dit is Daniël hoofstuk 12. Nou ons het Daniël hoofstuk 12 al baie bestudeer, en op 'n stadium in die gemeente waar ek bedien het, vrae gehad hieroor, gebaseer op 'n aanhaling uit die gees van profesie, wat sê, dit sal nodig wees vir die volk van God om die profesieë van Daniël 12 te verstaan voor die eindtyd gebeure. Daniël 12 verwys na die 1290 dae, die 1335 dae, dinge wat minder algemeen is. Ons ken die 1260 jaar en die 2300 aandes en môrens, daarvan is ons bewus. Maar hierdie profesie is, en ons besluit hoe ons wil dit bestudeer, want ons wil gereed wees. En ons bestudeer dit. En ons het toe twee moontlike opsies wat die interpretasie daarvan mag beteken. En ons hou 'n paneelbespreking in die kerk.
toe ons dit nou mooi uiteensit. En kan julle glo na afloop van die paneelbespreking, toe het ons 6 verskillende opsies. En nou nog stoei ek daarmee, maar dis 'n goeie voorbeeld. Bestudeer ons hierdie profesie om presies te verstaan wat die implikasie vir ons in die toekoms is. Of wag ons dat iets groots gebeur, die moslems nou weer iets doen of wat dit ook al mag wees, en dan hardloop ons na die Bybel en sê, maar waar pas dit in? Ek wil die aandag weer terugneem na die woord van God as die basis van alles wat ons doen in kluis in die profeseë. En ons moet die woord studeer soos wat God aanvanklik wou gehad het ons moes om voorbereid te wees vir die einde van tyd. Nou die prentjie wat geskilder of geskets word van God se kinders in die einde van tyd. En nie glo jy's God se kinders, amen? Amen. Dis nie 'n mooi prentjie nie. Ongelukkig. So as jy geglo het, jy is een van God se kinders, as jy amen gesê het, moet jy nou luister hoe die Bybel hier beskryf. En ek wil verwys na 2 gedeeltes. Die eerste is Openbaring 3, waar die Here van die Laodisensiese kerk praat as lauwarm. En hy sê, omdat jy lauwarm is, nie koud of warm nie, wil ek jou uit my mond spuug. Nou wanneer spoeg ons iets uit ons mond uit? As dit sleg is, as dit ons siek maak, as dit ons naar maak. Die Here gebruik verskriklike sterk terme, nêrens ander in die Bybel, waar hy sê, julle lou warmheid maak my naar. Dis eintlik wat dit sê. En dan gaan hy aan om te sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek saam met hom ingaan en ons sal maaltyd hou. Nou, die implikasie van hierdie vers is nogal skokkend. Want as die Here by die deur staan, en ons wil dit dikwels van toepassing maak, op die 7 of op eerder op ons eie lewens, persoonlik, die Here klop aan my hart se deur. En dis waar. Maar die konteks, onmiddellike konteks, is die 7 gemeentes van Openbaring. En die 7de gemeente, wat Laodicea voorstel, wat die tyd is wat ons in leef. Ons glo, ons is Laodicea. Ons is nie trots om dit te sê nie, maar ons glo dit. Nie waar nie? As die Here klop aan die Laodisensiese kerk se hart, nie my eie hart alleenlik nie, waar is hy? Hy's buite die kerk. Hy wil graag inkom, hy wil graag deel wees van wat ons doen, maar ons het hom met ander woorde uitgesluit. Geen wonder ons word as lauwarm beskryf. Nou, ons voel nie gemaklik met hierdie beskrywing van God se kinders, ons wil eerder onsself sien as sondelose heiliges, eerder as lauwarm mense wat kerk bedryf sonder God. Maar dis hoe hy ons beskryf. Gelukkig, dit eindig nie daar nie en dit hoef nie daar te bly nie. Maar 'n tweede en 'n parallelle beskrywing wat eintlik hierby aansluit is die gelykenis in Matteus 25 van die 10 maagde. En die 10 maagde verteenwoordigend van 'n maagd is verteenwoordigend van God se kinders of die kerk. Hoeveel van die 10 maagde het aan die slaap geraak? Nie 5 nie. Almal. So weer 'n prentjie of 'n beeld van God se kerk wat vas aan die slaap is. Wat kerk bedryf sonder God. Nou dis nie iets om amen op te sê nie. Ons het net nou gesê ons is Laodicea. Nou as ek wil vra wie's Laodicea, gaan daar miskien minder aan mense wees en nie soveel trots daaroor nie. En ek begin hierby want gelukkig hoef dit nie hierby te bly nie, want uit daardie maagde het hulle almal wakker geskrik en 5 was gereed en 5 was nie. En die verskil was die Heilige Gees. Was nie leerstellings nie, dit was die wat gevul was met die Heilige Gees. En ons kan dus gereed wees. Ons het die vermoë om die deur oop te maak en die Here weer toe te laat, om saam met ons te kom maaltyd hou. Dis nie alles slegte nuus nie, maar ons moet 'n realistiese beeld hê van die tye wat ons in leef. Want ek glo dat daar uit die chaos van eindtyd gebeure, God se opregte kinders gaan opstaan en 'n verskil maak soos nog nooit vantevore. En ek glo met my hele hart, dit begin reeds gebeur. Die eerste druppels van die laat reën is besig om te val. Hoor jy die weer? Hoor jy dit in die oor? Is besig om plaas te vind. En ek en u wil deel wees daarvan. Ons wil dit nie mis nie. Maar dit kan gebeur as ons nie die volle invulling van die Heilige Gees het, of ten volle toegewyd is, heeltemal brandend van die Here, dat ons dit kan verloor. Die vraag wat gereeld vir my gevra word is, hoe naby is die wederkoms? En dis 'n onregverdige vraag om 'n predikant te vra, want ek weet nie.
Inteendeel, die Bybel sê in Matteus 24 vers 36, nie eers die engele in die hemel weet nie, net die Vader alleen. En dit het my gepla, hoekom het God nooit die engele vertel wanneer sy wederkoms is? Is dit dat hy hulle nie vertrou, dat hulle miskien per ongeluk iemand gaan vertel? Is dit iets wat spesiaal vir die godheid eenkant gehou is? Ons weet nie wat die rede is, maar selfs die engele weet nie. Wat ons wel weet is dat daardie dag nie willekeurig deur God bepaal is nie. Party mense sê dat die wederkoms, of kom ons begin 'n bietjie voorder die sluit van die genade deur, 'n dag is waar God spreekwoordelike streep in die sand trek en sê, ek het nou genoeg gehad van sonde. Dit is waar alles eindig. Die probleem daarmee is, wat van die arme mense wat net daarna gebore word en nie meer 'n kans het nie? En daarna. So God kan nie 'n willekeurige besluit maak nie. Daar moet iets meer wees aan die besluit van God, wanneer die einde gaan plaasvind. En daardie besluit word bepaal in God se voorkennis, deurdat hy weet daar is 'n dag in die geskiedenis van hierdie wêreld, wanneer elke persoon 'n besluit vir of teen God gemaak het. Dis hoe God dit bepaal. So eintlik is dit ons wat dit bepaal, dis nou 'n bietjie predestinasie, God weet wanneer daai dag kom, so daai dag is vas bepaal in God se gedagtes, maar deur die besluite wat ons maak. Hoop nie is te ingewikkeld nie. Nou die vraag is, hoeveel mense moet nog hoor? En as ons deur die profeseë van Matteus 24 gaan, begin dit met al hierdie tekens, aardbewings, oorstromings, die dinge wat ons hierna gekyk het. Maar daar is een vers wat nog nie vervul is nie. En dit is Matteus 24 vers 14. En hierdie evangelie van die koninkryk moet verkondig word tot 'n getuienis van al die nasies, en dan sal die einde kom. Een vers. Ons moet hierdie evangelie verkondig, dan kan die Here terugkeer. Een vers wat tussen ons en die ewigheid staan. Ons moet gaan praat en getuig. En ek hoop hierdie naweek is 'n geleentheid om weer van voor af hier weg te gaan en te sê, ek gaan nie meer stil bly nie. Ek gaan my deel doen, wat dit ook al mag wees. Dis tussen die en die Here. Een vers tussen ons en die ewigheid. Dis al wat dit is. En deur die eeue was daar mense wat geglo dat Jesus in hulle dag sou kom. Maar behalwe die mense in die antieke tyd, is daar in moderne tyd mense wat oortuig is. En dit het my onlangs gepla. Want al hierdie profesieë oor die wederkoms van Jesus, sommige word vervul, ander nie, maar almal is aan datums gekoppel of geleenthede. Nou waar kom dit vandaan? Ons gaan nou 'n paar voorbeelde met u deel, maar waar kom dit vandaan? Kom dit van God? Wel, God gaan nie teen sy eie woord gaan as hy in Matteus 24:36 sê, niemand ken die dag en die uur nie. Maar dan sê, dis op hierdie datum. Kom dit van die duiwel dan? Wel, dis ook moeilik om te verstaan. Hoekom sou die duiwel die Here help om die wederkoms te verkondig? So waar kom al hierdie moderne profesieë vandaan? Sommige kom uit die ou tyd, maar is in die tyd wat ons in leef. En hulle raak al hoe meer. Vinnig 'n paar met die deel. Nostradamus het 'n lys van die pouse opgetrek, van sy tyd tot aan die einde van tyd. En die lys is byna aan die einde. Ek dink daar's een naam na die huidige paus oor. En hy sê, basies, dis die einde van tyd. Ons eie boereprofeet, Siener van Rensburg, het aansienlik geskryf, en daar's baie uitdagings met Siener van Rensburg se geskrifte en die akkurate interpretasie daarvan, maar die eindtyd om en by ons tyd gemaak, sê die mense wat dit interpreteer. Dan het ons 'n piramide in Egipte, wat ek van gelees het, baie interessant, met verskeie datums in die piramide uitgekerf. Nou, dis gebou lank voor Christus, en elkeen van die datums het 'n groot wêreldgebeurtenis aan gekoppel, soos die Eerste Wêreldoorlog, die Tweede Wêreldoorlog, en een van die datums, as ek reg onthou, is 2020. Mense sê, dit gaan die einde van tyd wees. Daar was 'n Suid-Koreaanse sekte gewees, wat oortuig was dat die Here in hulle tyd gaan kom, en hulle die wederkoms verkondig, en 'n groot groep mense het bymekaar gekom, en was so oortuig dat die Here gaan kom. Nou, hoor nou hoe is mense oortuig, dat die leier van die sekte vir die vroue gesê het in die sekte, die wat swanger was, julle moet almal aborsies gaan hê, sodat julle lig genoeg kan wees as die Here julle kom haal. Nou dit pla my, want as die Here 'n gewone persoon kan kom haal, en iemand met 'n babietjie, die vermoë is eweveel, en hulle het dit gedoen, en uiteindelik het hulle selfmoord gepleeg.
Daar's baie sulke voorbeelde, Jim Jones, David Koresh, meer onlangs, en hy het 70 Adventiste wortels gehad, as 'n mens gaan terugkyk. Larry Wilson, meer onlangs. En dan so ruk terug, dis nou 'n hele paar jaar terug, was daar die Levi Shoemaker komeet. Onthou julle hom? Die oorgetrek het. En een of ander internetpersoon, liefhebber, het 'n foto van hierdie komeet afgetrek. En in die stert van die komeet het hy 'n tipe ruimteskip ingefotoshopt. Daar's nie 'n goeie Afrikaanse woord vir Photoshop. En hy het hom weer teruggesit. En iemand het dit opgetel en gesê, die Here kom in hierdie komeet, hy kom ons haal. En hierdie groep mense was oortuig, die Here kom in hulle tyd, en hulle het begin om voorbereidings te tref, en uiteindelik het elkeen vir hom 'n tassie gepak, waar hulle hemel toe gaan, onder andere in die tas was daar kos vir die reis, elkeen het munte saamgevat, sodat hulle oproepe kon maak. Ek vertel dit nou maar net soos ek het gelees het, van waar hulle terugkom, waar hulle is, na hulle geliefdes hier, en weer 'n massa selfmoord, nie so groot soos Jim Jones en die ander, maar almal het hulle lewe geneem. Nou, moenie vir my sê die mense is nie oortuig nie. Hulle is redelik oortuig. Om jou eie lewe te neem, moet jy oortuig wees. In ons eie land was daar so 3-4 jaar terug, ek kan nie mooi onthou nie, iemand wat oortuig was die Here gaan kom Oktober van daardie jaar, en hy het 'n advertensie geneem in die beeld, 'n dubbelblad advertensie, waarin hy dit verkondig het, wat hom R250,000 gekos het. En hy het gesê, op hierdie spesifieke datum gaan die Here kom. Onthou julle dit? Ek sien 'n paar mense herroep dit. En hy datum het gekom en gegaan, hy het R250,000 geblaas, maar hy was oortuig. As jy bereid is om soveel geld in 'n projek te sit, is dit nie net 'n oppervlakkige glo nie. Die vraag is, waar kom al hierdie datums vandaan? Is dit God? Wel, die waarheid is, ek glo nie. Is dit die duiwel? Wel, hoekom sou die duiwel vir God help om mense voor te berei vir sy wederkoms? Ons gaan daardie vraag nou beantwoord, maar eers wil ek jy terugneem na die verwagting van iets dwars oor die wêreld in elke dissipline of dimensie wat jy aan kan dink. As Christene verwag ons die wederkoms. Die karismatiese Christene wat die futuristiese leer aanhang, verwag die wegraping en daarna die wederkoms. Sekulêre mense en ateïste wat miskien glo in vreemde vleiende voorwerpe of vleiende pierings. Dis nou nie daai piering wat jou vrou in die kombuis gooi as sy veel kwaad is nie. Dis hierdie wat in die ruimte rondswerf. Daardie mense verwag dat iets gaan kom uit die hemel. En 'n mens kan gaan na elke tipe persoon wat daar is. Daar is 'n algemene verwagting. Daar's omtrent niemand wat nie glo dat een of ander tyd gaan iets of iemand uit die buitenste ruimte terugkom aarde toe. En ek dink dit is geskep met 'n spesifieke rede, want die verwagting word geskep en dan aan vervul. So kom ons kom terug na die vraag. Al hierdie verskillende datums, as dit van die duiwel kom, hoekom sou hy die Here help met sy werk? Miskien is daar 3 redes daarvoor. Die eerste rede is, baie van hierdie datums kom en gaan, soos die wat ek genoem het, sommige van hulle. En mense raak ontnigter, soos die vroeë kerk in 1844. Op 24 Oktober 1844 was daar die mense ontnigter en die bespotting van die groter deel van Noord-Amerika en die wêreld. En uit dit het sekere mense die wederkoms begin vergeestelik. Hulle het gesê die Here het gekom, maar dit is in jou hart, om half kredietwaardigheid te hou vir hierdie teleurstelling. Ander het gesê, wel, die wederkoms van die Here het nie regtig plaasgevind nie, want net die heiliges was gereed en goed genoeg om dit te sien, ons was net nie goed genoeg nie. Ander mense het teruggegaan en die profeseë weer bestudeer en 'n ander datum gekoppel daaraan, 'n latere datum. Sommige het teruggegaan en gesê, wel, miskien was die probleem nie met die datum, maar met ons bedoeling van die heiligdom. En daaruit het ons gedeeltelik, dit was een van die fundamente waaruit ons ontstaan het as Sewende Dag Adventiste. Maar die vraag wat ons besig is om te vra is, dat baie, of te antwoord, baie van hierdie datums kom en gaan, en mense verloor hulle geloof in God totaal. Hulle raak moedeloos, want as u toegewyd is
en glo dat die Here gaan terugkom op 'n vlak van selfmoord of 250 000 rand blaas of wat dit ook al mag wees, en dit gebeur nie, is die teleurstelling so groot soos wat die insette was. Eerste probleem. En al die verskillende profesieë en vooruitsigte van die wederkoms het tot gevolg dat mense sê, maar is daar nie konsekwentheid binne die Christene kerk nie? Weet, hierdie ouens sê hierdie datum, hierdie ouens sê hierdie datum. Ja, nee, die Christene weet nie wat hulle doen nie. En dit reflekteer op ons ook. Die tweede gevolg hiervan is 'n baie menslike ding. Dat sommige mense sê, kom ons kyk na die profesie van 2020. Die Here kom op 1 Januarie 2020. En mense sou foutiewelik redeneer dat ons kan maar leef soos ons wil tot op oujaarsaand van 2019. Dan beter ons lewe begin regkry want die Here gaan kom 1 Januarie 2020. En die probleem daarmee is dit waar ons begin het met vandag se gesprek, dit ontneem ons van die voorreg om elke dag gereed te wees. Want ja, die Here gaan kom, is nog ver, moenie bekommer nie. En ek dink beide van hierdie dinge speel al van die vyand se strategie, maar ek dink nie een van die twee is die hoofvrede nie. Ek dink die hoofvrede vind ons in 2 Tessalonisense hoofstuk 2. En die opskrif van hierdie bekende gedeelte is: die wederkoms van Christus sal voorafgegaan word deur die openbaring van die Antichrist. En dan volg die gesprek wat Paulus met die Tessalonisense voer aangaande die wederkoms en die vals wederkoms van Satan. Onthou, vir elke ding waarvoor God staan, het Satan 'n namaaksel. Sonder uitsondering. Of dit die aanbiddingsdag is, die doop, of dit die drie-eenheid is, deur die valse drie-eenheid van Openbaring 16, insluitend die wederkoms. Hy wil alles namaak, hy wil so goed soos God wees, en omdat hy nie kan nie, probeer hy sy eie metodes om dit te doen. En hier is die uitdaging. Satan is miskien deur al hierdie voorspellings en die verwagting onder verskeie mense, ongeag watter dissipline is of waar hulle vandaan te kom, 'n verwagting te skep waaraan hy dan sal kan voldoen. Gaan lees gerus die hoofstuk in groot stryd, om by bladsy 600 tot 610, aangaande die vyand se nabootsing van Jesus se wederkoms. Hoe hy lyk soos Jesus, hoe hy praat soos Jesus, met sagte, melodieuse tone skryf sy, hoe hy dieselfde mooi dinge sê wat Jesus gesê het. Nou mense amper sê, dis onregverdig dat God toelaat dat Satan dit so namaak. Maar die waarheid is, ons gaan weet. Hoe gaan ons weet? Paar goed. Pas op dat julle nie mislei word nie. Daardie misleiding sluit in dat die Here sê, hy kom in die wolke en ons gaan hom tegemoet in die lig. So sodra iemand hier op aarde rondloop en sê ek is die Christus, is dit nie die Christus. Die tweede manier hoe ons gaan weet, en dit is 'n baie eenvoudige manier, 2 Tessalonisense 2 sê die wederkoms van Christus sal voorafgegaan word deur die openbaring van die Antichrist. So daar gaan 2 wederkomste wees, 'n valse een en 'n ware een, en die valse een kom eerste. So as daar nou 'n wese kom, weet ons dat dit is nie die Here nie, hy kom tweede, nadat die duiwel mense verwar het. Ek dink die belangrikste manier vind ons in Johannes 15, waar dit spesifiek praat van die herder en die skape, en die skape volg nie die valse herder, want hulle ken nie sy stem nie. En ons moet die stem van die Here ken. Want Openbaring 13 vers 13 sê, dat hy sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, selfs vuur uit die hemel te laat neerdal. Eenvoudige vers oor die werking van die Antichrist, die dier uit die see en die dier uit die aarde, maar 'n problematiese vers, want vuur uit die hemel verwys na verskeie Ou Testamentiese gedeeltes, onder andere die ervaring bo op Berg Karmel, dit verwys ook na die Nuwe Testamentiese uitstorting by Pinkster, toe daar vure op die hoofde van die mense was, dit word nageboots, maar ek wil u neem na bo op Karmel, toe hierdie stryd tussen die 850 Baalpriesters en Elia plaasgevind het. En die Baalpriesters bid die hele dag lank en hulle skree en hulle smeek. En Elia het hulle so half aan en sê, julle gode slaap, julle moet harder skree. En hulle skree al hoe harder en hulle sny hulle self stukkend en hulle probeer. En teen die aand is hulle moeg en moedeloos en hulle gode het nog steeds nie vuur uit die hemel gebring nie. En Elia kry te midde van erge droogtebeperkings baie water, gooi dit rondom sy altaar. Ek seker, hy Baalpriester sê, ja, hy gaan nou sommer doodgemaak word omdat hy water mors ook.
En hy val op sy knieë neer en hy doen 'n eenvoudige kinderlike gebed. Gaan lees dit gerus in 1 Konings. En vuur kom uit die hemel en verteer nie net die offer, die altaar, die water, die sloot, daar bly niks oor nie. So daardie dag het God homself getoon deur die vuur. Die vuur het geval op die ware altaar, die valse altaar kon hulle dit nie reg kry nie. Openbaring 13 vers 13 sê, en hy sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was die uitverkorenes te mislei, en hy sal selfs vuur uit die hemel laat neerdal voor die aangesig van die mense. So hierdie antichrist mag aan die einde van tyd gaan die vermoë hê om vuur uit die hemel te laat neerdal, en anders as by Karmel gaan die Here dit nie keer nie. Die keer gaan die vuur op die valse altaar val. Nou, die vuur is nie noodwendig vuur nie. Maar dit beteken ons gaan dinge sien en ervaar, met ons sintuie waarneem wat net nie sin maak nie. In die leeu se dag eenvoudig, 2 altare, een sonder vuur, een met vuur, dis die ware God. Dis baie eenvoudig. Aan die einde van tyd laat die antichrist vuur op die valse altaar val en ons gaan dinge sien en ervaar. En net as 'n voorbeeld, ek weet nie wat dit alles gaan wees nie, maar as ek die duiwel was, sou ek mense mislei met die wegraping. Ons verkondig nog heeltyd, daar's nie 'n wegraping nie. Nou wat sou gebeur indien die duiwel die wegraping namaak? Dis die vuur wat op die valse altaar val. En ons is iewers en skielik gebeur dit. Nou, dit is nie wat ons dink dit is nie. Dis die vyand wat dit laat lyk soos die wegraping deur sy demone en wat dit ook al mag wees, maar skielik die mense draai om en sê, maar julle het gesê daar's nie 'n wegraping. Wat gaan hier aan? Watter verweer gaan ons sê anders as die woord van God? So aan die einde van tyd kan ons nie eers ons sintuie vertrou, want ons gaan dinge sien en ervaar wat bots met alles wat ons geweet het in die woord van God, en ons moet bly by die woord van God, wat van die dooies opwek. Kan dit wees dat die vyand baie mense gaan mislei deur spreekwoordelik mense uit die dood op te wek? Dis nie werklik daai mense nie, maar by die begrafplase gaan die graf toe oop, sy demone staan op, en mense sê maar, kyk hoe val die vuur op die altaar. Ons dink ons is gevrywaar teen misleiding, maar miskien is ons nie. En watter planne daar ook al mag wees, ons weet nie watter planne die duiwel alles het nie. Die gedagte hiervan is dat ons gereed moet wees, elke oomblik van elke dag. Dat die basis van ons verwagting vir die wederkoms die woord van God moet wees. Nie wat die predikant sê, nie wat ander mense sê, nie wat die DVD's en 3IB1 en Hope sê nie, maar wat my persoonlike tyd met die Here aan my openbaar. Dis al waarop ek kan vertrou. En ek is oortuig as prediker van die evangelie met my hele wese, dat die wederkoms is naby. Ek glo dit met my hele hart. En ek wil gereed wees op daardie dag. Ek seker jy wil ook. My oom gee vir my 2 DVD's om na te luister. Boek DVD's. En die 2 DVD's is getiteld Scott and Amundsen en South. Beide DVD's gaan oor die tyd van die om en by 1901 tot 1917, 'n goue era van arktiese ontdekking, toe hulle die Suidpool wou ontdek. En in die eerste gesprek, die eerste boek, Scott and Amundsen, vertel dit van 'n man by die naam van Ernest Shackleton, 'n Brit, wat die eerste een was 1901 tot 104 om 82 grade suid te bereik. Op sy volgende reis het hy gekom tot by 88 grade suid. Dis omtrent so 150 km, 180 km van die Suidpool, toe hy moes omdraai. Nou hierdie is baie lank terug, baie primitiewe toerusting wat hulle gehad het. Hulle het nog geslaap in robvelle en bokvelle, slaapsakke. En hulle het nie GPS'e gehad nie, hulle het nie moderne kommunikasie gehad, hulle moes op die hardste maniere hierdie ontdekking maak. In die 1907 tot 9 seisoen ontstaan daar 'n resies tussen die Noorweërs en die Britte. En 'n Noorweër by die naam van Amundsen, wat eintlik baie voorbereiding gedoen het. Hy het by die Eskimo's gaan woon vir 'n paar jaar en geleer om te oorleef in hierdie koue, onherbergsame omstandighede. Hy het geleer om te oorleef op rob, pikkewyn en seevoëlvleis en met die honde te werk. Hy sê vir die Britse
span wat dieselfde taak doen, die stryd aan en sê, ek gaan voor julle daar wees. Hulle was 'n bietjie meer soos die Britte is en het alles volgens die boek gedoen. Hulle was 'n weermag-ekspedisie en hulle het nie geglo jy vat honde nie, want honde is nie betroubaar nie. Hulle het ponies gevat. En die arme ponies het in die sneeu weggeval en die honde sweet deur hulle mond, deur hulle tong eerder, so hulle voel nie die regte koue. Die ponies het gevrek van die sweet op hulle velle wat hard en vol ys geword het. Dis 'n ongelooflike verhaal, maar uiteindelik kom Amundsen eerste daar aan. 2 weke later kom Scott daar aan. Dis 1500 myl die reis soontoe en terug. En hulle kom al twee, Amundsen kom terug met sy span en Scott se span sterf so om en by 50 kilometer van die eindpunt. Sterf hulle in 'n sneeustorm. En dis 'n aangrypende verhaal, maar dan gaan dit voort, want in hierdie era wou Shackleton, wat aanvanklik tot 82 en 88 grade gekom het, die eerste persoon wees om oor die hele kontinent te gaan. Want wat hulle gedoen het, hulle het gegaan na die naaste punt en dan het hulle Suidpool toe gegaan en teruggekom. Hy sê nee, ek wil oor die kontinent gaan. En hy beplan 'n groot ontdekkingsreis om dit te kan doen, wat bestaan uit 2 skepe, 56 mense. 28 mense op elke skip, reuse groot skepe wat hulle uitvat. En hy stuur die een skip, die skepe se naam was die Endurance en die Aurora. En hy stuur die Aurora om na die een kant, sodat hulle kan begin om voorraadplekke te lê, sodat wanneer hy van die kant oorkom, daar genoeg voorrade vir hom sou wees. Want jy het genoeg voorrade om tot by die Suidpool te kom, maar nie veel verder is dit nie. En hy kom na die ander kant van die Arktiese vasteland, en daar begin hy met sy ekspedisie. Maar die uitdaging is in die voorbereidingstyd. Nou hierdie was so Desember 1914, so in die oorlogtyd wat hy begin het. En in die voorbereidingstyd val sy skip vas in die ys van die see. En voor hy aan land kan gaan om uiteindelik te begin met hierdie ekspedisie, begin hierdie skip te dryf. Hy's vasgevang in die see en die hele ys dryf. En hy dryf vir 10 maande op die see met hierdie 28 mense. En die oorlewing wat hulle moes doen, dit is 'n aangrypende verhaal, maar uiteindelik aan die einde van hierdie tyd met die ys wat begin in die somertyd, toe het hy nou al amper 1500 kilometer gedryf, kan niks doen nie. En met die ys wat begin opbreek, breek dit sy hele skip in mekaar. En hulle klim af van die skip, hulle red soveel voorrade as wat hulle kan, hulle neem 3 reddingsbootjies, om by 6 meter, met die slee, met die 40 honde, en hulle leef toe nou op so drywende gletser, vir die volgende 2 maande. En weer moet hulle oorleef in die vreeslikste omstandighede, maar soos wat hierdie gletser dryf en begin ontbind en opbreek, raak dit al hoe moeiliker, want aan die een kant het hulle die slee, maar hulle het ook die bootjies, en hulle kan nie besluit, moet hulle met die slee verder gaan, of wag vir die ys om op te breek, en dan, as daar genoeg ruimte in die see is om met die boot te gaan. En uiteindelik na 2 maande is daar geleentheid, en hulle is op die boot, en hulle vaar, met hierdie 3 klein bootjies. En hulle vaar vir die volgende 5 dae, 560 kilometer, net met die wind, en kom by 'n eiland aan, by die naam van Olifant Eiland, Elephant Island, wat nie na olifante vernoem is, want daar is nie olifante, maar na die olifantrop. Hy is baie van hierdie robbe daar, en hulle land uiteindelik daar moeg en moedeloos. Maar geen kommunikasie, geen mense wat daar woon nie. En hy besluit 3 dae later, nou is hy regtig moeg al, hy gaan hulp soek. En hy vat een van hierdie bootjies, 'n 6 meter bootjie. Bootjie se naam was the James Kern. En hy en 5 ander manne klim op hierdie bootjie. En hulle besluit om terug te seil na die eiland van waar hy aanvanklik sy ekspedisie geloods het. South Georgia eiland, omtrent 1200 kilometer vandaan. Maar hy sê vir die manne wat op die eiland agterbly, die 22 manne, ek gaan terugkom vir julle. En so vaar hy weg, en as 'n mens lees die 15 dae op die see, hulle het groot blokke ys in die boot gelaai, sodat hulle genoeg drinkwater kan hê, soos die ys ontdooi, en dag en nag, vir 15 dae, beweeg hulle deur die water, met primitiewe navigasietoerusting, en uiteindelik kom hulle by hierdie eiland aan. Maar hulle kom daar aan in 'n vreeslike storm, 'n sikloon.
So groot dat een van die groot vragskepe daar dieselfde aand in daardie omgewing gesink het. En hy gaan aanval aan die verkeerde kant van die eiland, aan die suidekant. Nou, die bevolking en die mense was aan die noordekant gewees. En die volgende dag, nou is hulle al gedehidreer, nie genoeg kos. Hulle was nou vir die afgelope, dis die eerste keer toe hulle by die eerste eiland aankom in 500 dae wat hulle land aan voet sit, of voet aan land eerder. En hy klim oor hierdie eiland, dit vat hom 36 uur se stap aan mekaar. Hy met 3 van die manne, hy los toe van die swakker is agter in die boot. En dit is interessant in hulle getuienis hoe hulle na die tyd sê, al 3 van hulle, daar was eintlik 4 mense wat saam hulle gestap het. Dit is nie regtig gelowige mense nie, maar die grootsheid van wat hier plaasgevind het, en hulle kom uiteindelik na 15 maande weer by die bevolking aan. Vir 15 maande nie gebad nie, oorleef met die minste kos. As 'n mens dit lees, dit is aangrypend. Die volgende dag gaan hy terug om sy manne te gaan haal wat daar wag op die eiland. En hy misluk. Eiland is toegesneeu, toegeys, die see. En hy probeer dit tweede keer. Argentinië vra dat hulle hom help. Hy misluk. Hy probeer dit derde keer. Hy kom net nie daar uit nie. Elke keer is die eiland toegeys. En die winterseisoen begin. En met sy 4de poging is daar 'n oomblik wat hy daar kan inkom. En hy laai die manne op en hy vat hulle weg. Maar die wonder van hierdie verhaal is die 22 manne wat op die eiland agtergebly het. En ek dink dit was 'n tydperk van 5 maande wat hulle weer daar moes oorleef. Onherbergsaam, daar's niemand. En hy los 'n man daar by die naam van Captain Wild in beheer. En hy sê vir hom, jy moet hierdie manne positief hou. Want onthou, hulle is nou baie lank weg. Dis ellende en swaar kry sodat 'n mens nie in woorde kan beskryf nie. En hierdie Captain Wild kom met 'n goeie plan vorendag. So na 5 of 6 dae wat hulle weg is, elke oggend staan hy op en hy rol sy rugsak en sy slaapsak op en hy pak alles en hy sit dit daar aan een kant en hy sê, vandag kom Shackleton ons haal. En al die manne doen dieselfde en hulle berei voor en hulle pak alles daar reg en dan wag hulle vir die dag. En teen die einde van die dag, is hy nog nie daar nie, pak hulle maar weer die kamp op. En elke dag hou hy die hoop van die manne vol, dat vandag kom Shackleton. Vir 4 maande lank, elke dag, berei hy voor, vandag kom Captain Shackleton omhaal. En met die een poging het hy so naby gekom aan die eiland, dat hy die kamp kon sien, maar het was 'n mistige dag en hy het net vir 'n oomblik die kamp gesien. Hulle het hom nie gesien nie, maar hy moes uiteindelik omdraai en teruggaan. En elke dag staan Captain Wild op, en hy sê, vandag kom hulle ons haal. Hy pak sy slaapsak op en hy staan gereed vir die dag. Aan die einde van die dag pak hy dit weer op. Gereed vir 4 maande tot hulle gered is. En ek dink aan die wederkoms van die Here, hoe ons baie keer moedeloos raak en spoed verloor. Hoe al hierdie dinge wat ons nou oor gesels het, baie keer oorweldigend raak en ons ook miskien soos 2 Petrus 3 op 'n punt kan kom waar ons sê, Here, hoe lank nog? Is dit nog nie moeite werd? Maar ek wil hê dat jy elke dag die pakkie moet voorberei, slaapsakkie moet oprol, rugsakkie moet regkry, en daar vir die Here moet staan en wag en sê, vandag is die dag wat die Here terugkom. En dat jy dit moet doen, spreek woordelik deur die lewe wat jy lei, dat mense om jy sal sien, maar hierdie persoon is vandag reg, Jesus gaan miskien vandag kom. En môre, hy's reg, Jesus kom weer. 'n Captain Wild wees wat vir mense wys, Jesus se wederkoms is op hande, en ons moet elke dag in gereedheid leef. Mag dit wees, dat jy ook daardeur ander mense sal lei, om gereed te wees vir Jesus se wederkoms. Kom ons bid saam. Lieflik Here Jesus, die wederkoms is vir ons baie kosbaar, want dit is die finale seël wat geplaas word op ons verlossing. Dit is waar u vleeswording, lewe, kruisdood en opstanding uiteindelik die finale vervulling gevind word. Dit is waar ons uiteindelik verlossing ontvang. Die verlossing in Jesus Christus. En al is die prys betaal, en al het hy al dit alles vir ons gedoen, is ons nog dis kan die ewigheid, blootgestel aan sonde. En ek pleit nie, ek smeek in Jesus naam, Here, dat u ons getrou sal hou, dat ons elke dag ons slaapsakkie sal oprol, ons rugsakkie sal regkry, en vir mense sal wys en vertel, Jesus kom, hy het beloof, hy het gesê hy kom terug, en dit sal glo, en dit sal leef soos ware wedergebore, geesvervulde kinders van God. Daarvoor, Here, gee ons weer vir u
ons tyd, ons middele, ons gedagtes, ons harte en ons liggame, wat in elk geval alles aan U behoort. Red ons en gebruik ons om U naam te verheerlik, is ons gebed in Jesus naam. Amen.